Kom ons sluit die oor. Dankie Hemelse Vader, dat ons nou u woord kan aanhoor. Dat u Gees hierdie woord aan ons sal openbaar, dat ons dit beter sal leer ken, en dat dit vir ons life-changing sal wees. Want u woord is lewendmakend. Wanneer u spreek, skep u en u verander en u vernuwe. Kom vernuwe ook ons denke, stoor hierdie woord onuitwisselik in ons binneste tot in alle ewigheid. Amen. Soos ek al genoem het, ons gaan vandag leer omtrent doping, met ander woorde Gerard, baptizo met die Heilige Gees. Die onderdompeling, die deurdrenking, noem het net soos jy dit kan vertaal. Ek wil eers begin by 'n ander storie. Lang gelede was daar 'n baie sterk man. Hy het 'n voorgrond gehad. En hy was so sterk gewees, hulle kon hom nie boei nie. Maar daar was 'n verbond. Daar was 'n belofte wat sy pa en ma gekry het. Sy pa se naam was Manoach. Wat dit presies beteken, weet ek nie. Maar hy was Manoach. En Manoach en sy vrou was kinderloos. En die engel van die Here verskyn aan Manoach se vrou. En die sê vir haar, moenie bekommerd wees nie, jy gaan 'n kind baar. Maar jy moet hierdie kind groot maak in die wel en wee van die Here. Hy sê daai kind mag nie sterk drank gebruik. Nie wyn nie, nie bier nie, en mag ook nie onrein vleis eet nie. En dan ook mag daar geen skêr of aan sy hare gevat word om dit kleiner en korter te sny. En hierdie kind sal 'n Nasareëner wees. En die eerste keer toe ek dit lees, toe kom ek agter en ek besef, maar hulle het gesê Jesus het ook van Nasaret afgekom. So beteken dit dat hierdie kind sy ouers eintlik hierdie kind gaan baar in Nasaret. En dit het niks daarmee uit te waai. Hy is net afgesonder spesifiek vir 'n spesifieke doel vir die koninkryk van God. En daarom het God besluit hy sal 'n Nasareëner wees. Maar net soos 'n man is, en ons twyfel maar altyd so 'n bietjie in die vroue se storie, toe sy hierdie storie aan hom vertel, toe sê hy vir haar, weet jy wat, wil jy nie maar net seker maak? Wil jy nie maar net seker maak dat dit wel so gaan wees nie? En hy stuur haar met die wete dat sy tot God sal bid, dat hier weer so 'n verskyning sal wees. En terwyl sy daar in die veld is, kom besoek die engel van die Here opnuut weer 'n keer vir haar. En sy besluit, ek sny 'n lyne gehaal vir Manoach, dat hy dit ook kan beleef. En toe Manoach by hierdie ontmoeting kom, toe hulle albei daar en hulle kry dieselfde boodskap. En hierdie engel van die Here sê vir hulle wat gaan wees en hoe moet hulle optree en hoe moet hierdie kind groot gemaak word. En Manoach was so opgewonde want dit is 'n seun wat op pad is, want hy sê toe vir haar, jy's alreeds swanger. En hy het geen vrae gevra nie, Manoach het dit aanvaar. Maar hy besluit toe, ons moet nou fees vier, en hy sê vir die engel van die Here, maar moet ek nie net 'n bokkie gaan voorberei nie, en dan kan ons heerlik eet. Die engel van die Here sê vir hom, ag nee, dis nie nodig. Maar as jy vir my 'n brandoffer kan voorberei,
sal dit ideaal wees. En Manoag doen dit, en die volgende oomblik, toe kom hy agter, maar hy praat met die Here self. En so kan ons mekaar sê dat, wanneer daar gekwoteer word in die Ou Testament, van die engel van die Here, is dit Jesus in die vorm van die Seun van God, voordat hy gebore is. En hy pleit teenoor die engel van die Here, en Jesus, Seun van God, word in hierdie rook van hierdie brandoffer opgeneem en hy is weg. En daar is 'n bekommernis in hierdie situasie, dat hulle sou sterf. En Manoag kry hierdie vrede van die Gees wat vir hom sê, jy sal, want ek het vir jou 'n blye boodskap gebring. En ons weet, uit dit is Samson gebore. En Samson het groot tekens bewys deur die werking van die Here, soos dit in die Ou Testament staan. Want die Here het op hom gekom en het baie bonatuurlike goed wel gebeur. Maar op die uiteinde van die storie, om 'n lang storie kort te maak, het hy 'n hoer besoek met die naam van Delila. En Delila sny sy haar. Moenie so verbaas raak nie. Baie mans het al hierdie probleme gehad. Maar in die case, hulle hare is nie gesny nie, maar hulle het gesonde verval. Maar op die uiteinde, toe het hulle hom gevange geneem, en hulle het sy oë verwyder, en hy is in kettinge geboei, en omdat sy hare gesny was, het die krag wat bonatuurlik is, verdwyn. As julle dit wil lees, kan julle hierdie storie lees van Rigters 13 tot met Rigters 16. Maar ek wil vir julle dit lees uit Rigters 16 vers 28. Toe roep Samson tot die Here, Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk, o God, dat ek met een daad op die Filistyne kan wreek oor my oë. Wie kan onthou wat het gebeur? Hy het die pilaar omgetrek. En daar was 3000 mans. Soos elke vrou is dit nog 3000, 6000. Sy kinders daar was, elkeen met 2 kinders, dan is dit toch baie mense sterf. En hulle was Filistyne. Maar die Here wil hê ek moet hierdie gedagte by julle laat. Samson het al hierdie tye die belewenis gehad van wanneer die Here se krag op hom kom, en dan vra hy weer daarna, en weer daarna, en weer daarna. En dis presies hoe dit in die Ou Testament gewerk het. Maar ons is nie meer daar. Ons trek in die tyd van wat met die boek Handelinge gebeur het. En Handelinge 1 weet ons, het ons hierdie belofte gekry by Jesus Christus. Want hy sê dit so duidelik hier in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En dis 'n dispensasie, dis 'n verbond wat gekom het vir almal wat glo. En dit staan so in die laaste gedeeltes van elke evangelieboek. Matteus 28, Markus 16, Lukas 24 en Handelinge 1. En dit bring ons wat verder gebeur het. En hier in Handelinge 1 vers 14
staan daar, hulle het almal eensgesind volharding gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, en sy broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. Ek streef daarna dat ons 120 kan wees. Nie 12. Ek sê dit met 'n doel, want daar's teachings wat sê, maar daar was net 12 wat aangeraak is. Net Jesus se disippels is aangeraak en gedoop in die Gees. 120. En as kyk na Handelinge 2, dan kom die groot gebeurtenis. In Handelinge 2 staan dit, vers 3, hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en met die Heilige Gees vervul word, en hulle het in ander tale begin praat, en die Heilige Gees het dit aan hulle gegee. Ek het as die eerste deeltjie gelos, want daar staan, en hulle het gehoor, dat daar 'n sterk wind se geluid op pad was. En nadat dit gebeur het hulle hierdie tonge van vuur sien inbeweeg, en daar het vervulling en doping in die Gees plaasgevind. En daar's verskillende tale aangehoor. Ek het hulle gemerk, dit klink soos Engels. Maar vers 11 sê, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretendes en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor groot dinge, en hulle het begin profeteer. En ons weet, toe is die werking van die Heilige Gees in die midde van die gelowiges. En net soos vandag, was daar 'n kinderstorie. Vers 13 sê, maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Ek moes aanhoor, dat daar boekies uitgedeel word deur die denominasies in Frankfurt, wat praat van die charismatiese chaos wat in ons kerke plaasvind. En ek bestraf daai gees wat dit vrystel in Jesus Christus naam, want dit is nie wat hier staan. Dit is glad nie wat hier staan. Maar kom ons gaan aan en ons fokus op dit wat die Here vir ons verder openbaar, en ons kyk na Handelinge 4 vers 31. Terwyl jy so toe blaai, wil ek net hier noem, ons moet in gedagte hou, waar kom hierdie teksgedeelte saam, en dat Petrus gepredik het, en hulle het hom in gevangene geneem, en hulle het vir hom gesê, hy word verbied om hierdie verlossing van die Here Jesus Christus te predik. Maar daarvan in vers 23, Handelinge 4:23, was die gelowiges van die groep wat hulle bekeer het en laat doop het by mekaar. En dan staan dit so vers 24, toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van die voorvaders Dawid, U dienaar gesê, waarom het die heidene nasies te kere gegaan en het die volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen die gesalfdes. En hulle kom in opstand, die volgende vers, teenoor Pilatus. En met hierdie geesdriftige gebed, vers 31,
31 staan daar, nadat hulle gebid het die plek waar hulle by mekaar was, geskit. Ek wil vir jou dê, kom bid bietjie hier by die kerk, dat hierdie kerk kan skit. Dat alles wat los is, val. En dan staan daar, hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God gaan verkondig. Hier is dit duidelik, dat dit wat Jesus het gesê, don't go anywhere en wag, totdat julle met die krag van bo bekragtig is. Met ander woorde, die vervulling van die Heilige Gees en die aktivering van die krag van die Gees van God, en dan sal julle werklik kan predik. En hier staan dit. Maar ons gaan nie daarby vassteek. Handelinge 5, vers 12 staan daar. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volke plaasgevind, en al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo. Met ander woorde, by die tempel. By die plek waar hulle by mekaar gekom het, nie in 'n huis nie. Maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle met hoogagting gehanteer. Al was daar baie wonderwerke en tekens, nogtans het hulle as gelowiges by kerke by mekaar gekom en die Here Jesus Christus aanbid en geleer dit wat Jesus hulle geleer het. Maar kom ons gaan aan en ons kyk daar na Handelinge 8. Handelinge 8 was Saulus wat Paulus geword het, wat dan ook spesifiek die kerk vervolg het. Julle sien, hy was 'n skrifgeleerde en 'n fariseer. Hy was ook 'n Romeinse burger. Maar hy was ook 'n besigheidsman, want hy het tente gebou. En hy was so in opstand teenoor die Christendom, totdat ons Here Jesus Christus hom besoek het op pad Damaskus toe, waarheen hy was met 'n brief, dat hy hulle kan gaan uitsorg. Elimineer is die groter woord. Maar Jesus Christus het hom langs die pad gekry en hom gestop, en met blindheid geslaan, en hy het hom gebriek, om dit wat verkeerd is in sy oë te doen. En Jesus het vir hom gevra, Saulus, waarom vervolg jy my? En hy wou met Jesus stry daaroor en gesê, maar ek doen dit nie. Hy sê, maar die wat my volg, vervolg jy. En wat jy aan hulle doen, dit doen jy ook aan my. En so het Saulus werklik waar berou gehad. Maar daar staan in vers 20 van hierdie boek Handelinge 8, dat terwyl Ananias in gebed was, sê aan God vir Ananias, ag, gaan kuier tog vir Saulus. Gaan besoek hom tog asseblief. En hy dink sy broek het gebewe, want hy het geweet, hierdie ou maak Christene dood. Maar net soos ons Here Jesus Christus werk in wonderwerke, het dit ook hier gebeur. Want as ons kyk na vers 22, besoek hy hom. En hy sê vir Saulus, bekeer jou van hierdie dwaaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. En hy sê, ek sien jy is deur afguns vergiftig
en deur die sonde verstrik. Hy was nogal bol, né? Vers 24 staan daar, toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog ook asseblief vir my. Maar kom ons gaan aan, ons kyk al 'n bietjie na Handelinge 9. Jy sien, ek wil vir jou die skrifgedeeltes gee met die gedagte, hoeveel keer het vervulling en doping in die Gees plaasgevind? Want dis so belangrik. Dis absoluut so belangrik dat ons weet. Maar kom ons gaan na Handelinge 10 toe. Paulus en Cornelius. Kaptein Cornelius weet ons, Handelinge 10. Kaptein Cornelius was hierdie hoofman oor 100. Maar voordat Paulus so toe gegaan het, kry hy die gesig. Ekskuus, ek net seker maak. Petrus. Kry hy die gesig van hierdie laken met klomp gediertes in en die stem sê vir hom, eet. Maar dit was soos 'n visioen, terwyl hy in die Gees weggevoer is. En op die uiteinde kry hy hierdie besoekers wat vir hom sê, daar's 'n man met die naam van kaptein Cornelius wat wil hê, hy moet hulle gaan besoek. Maar dit was nie Jood nie. En hy het vir kaptein Cornelius gaan besoek. En kaptein Cornelius het besluit, almal wat hy ken, gaan hy uitnooi. En hulle was met volle afwagting daar by mekaar gewees, sodat hulle hierdie prediking van Petrus kon hoor. En wat gebeur? Kom ons gaan na vers 38. Julle weet nog van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was met hom. En dan wil ek net aanbeweeg na vers 44, nog steeds van Handelinge 10. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom, wat in woorde geluister het. En toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik het en God geprys het, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as 'n gawe uitgestort is, ook op die mense wat nie Jode was. Ek sê weer, as jy nou verder gaan rekord hou, was dit nie net die 12. Dit was nie net die Jode nie. Dit was ook nie Jode. Teen die kus op, het Petrus hierdie kaptein Cornelius gaan besoek en het hy met hom gaan praat. En het hy gepredik, dit wat die nuwe kerkoorgang van Pinkster, doping in die Gees, net soos Jesus beleef het. Julle sien hierdie ding kom so ver soos toe Johannes Jesus gedoop het. Matteus 3 staan daar geskrywe, en ek, sê Johannes, doop julle met water, nadat julle julle harte vir die Here Jesus gegee het, maar die een wat kom, gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En al hierdie skrifgedeeltes is absolute bewys dat dit in die toekoms verder so plaasgevind het. Waarom sou dit nou skielik stop? Dis 'n vraag wat jy vir jouself kan vra. Handelinge 11 is waar Petrus verantwoording doen vir spesifieke situasies. En hy is besig weer om net te predik
10 teen 1, dieselfde goed, maar soos wat jy elke Sondag hoor. En hier staan vers 15, skaars het ek begin praat, sê Petrus, of die Heilige Gees kom op hulle. Net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, en hy gebruik dieselfde skrif. Is dit nie amazing? Hy sê, hulle het, vers 17, net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe gegee. Nou mense, daar sal baie vertalings en stellings oor hierdie woord gawe. Maar ek wil vandag vir jou dit maklik maak. En as ons kyk in die Engelse skrif, dan praat hy van spiritual gifts. En ek sê vandag vir jou, sonder om te klik of te bloos, as jy 'n persent kry, werk jy daarvoor. Anders is dit 'n beloning. Met ander woorde, al hierdie gawes van die Heilige Gees is 'n onverdiende geskenk. Dis iets waarvoor jy nie gewerk het nie. Maar dit verskil teenoor die pen of make-up of parfuum of blomme wat jy as geskenk van 'n ander mens kry. Want hierdie geskenk van die Heilige Gees kom van God af. Dis iets verniets, maar dit raak nie jou eie nie. Jy kan nie hierdie goed gaan verkoop nie. Want Saulus die towenaar het dit probeer in die boek Handelinge. Hy het hierdie goed gesien. Die ou kapelkus soos hy in sy kop gehad het. Sal nou nie herhaal wat ek vir Ledien gesê daar by wel geken nie weet. My pa het altyd getoer Kamersdag met 'n 5 sent of 2,5 sent, dan sê hy vir Koemoelokus, kom ga jy Malaya, weg. Was te van Afrikaans. Jy sien, daardie wonderwerke wat God van praat, is nie hierdie local stuff nie. Is nie hierdie lokale oorverblinderheid deur die vyand nie, maar wat dit wel is die werk van God. En dis nie jy nie, dis hy wat werk. Dis sy Gees wat net jou liggaam gebruik. Dis net hy wat hande soek om iemand hande op te lê of om iemand te salf of vir iemand te bid dat vervulling in die Gees sal plaasvind. As iemand hierdie goed kwytraak, jy weet wat, hierdie is nou my 366ste genesing, dan moet jy sommer klaar beloop. Want ons pride deel van hierdie bediening wat nie God se wil is. So hierdie gawes is onverdiend en dis God se. En moenie die fout maak wat ek gemaak het. Toe ek die boek Galasiërs skryf as skrif saam met Efesiërs 4:11. Toe sê ek, maar God roep my as 'n apostel. En in Glencoe het ek my ontnigtering gekry, toe God my gebruik om te profeteer. En so is dit. God sal besluit hoe sy gawe, hoe sy gift, hoe sy krag op daai oomblik moet werk en in watter omstandighede. Nie jy as mens nie. En dis presies wat ons hier nou geleer het. Ek wil afsluit met Handelinge 18. Ekskuus, is 19, ek net baie leuk geskryf. Ek het seker 'n rukking gehad. Hier
staan geskryf Paulus in Efese, né? En hierdie was vir my altyd 'n eye-opener in die begin toe ek regtig waar nog hierdie goed as nuut beskou het. As jy net so eentjie terugkyk, as jy sien, vers 24 tot en met vers 28 praat oor Apollos preek in Efese. En hier kom Paulus toe ook. Hy kom toe ook daar. En hy sê vir hulle, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk gesê, dat hulle in die een moet glo wat na hom kom, en dit is Jesus. Vers 5. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê, en toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale en klanke gebruik, en hulle het begin profeteer. Toe is daar ook 12. Maar hierdie was in Efese. Nou Efese is vandag in Turkye. So het is Turke wat hy gaan bedien het. En Turke in die tyd is toe ook gedoop in die Heilige Gees. Maar wat ek wil tussenin net sê, Apollos het hulle gedoop in water, met Johannes se doop, omdat hulle bekeer het. En hier kom Paulus en hy doop hulle weer in water, maar in die naam Here Jesus Christus. En hulle het die dood neergeslaan. En net daarna het hulle die hande opgelê en hulle is gedoop in die Gees. Ek sal hierdie post wat ek hier geskryf het. Die Heilige Gees omskep ons met hierdie doping in die Heilige Gees. Want hy wil hê gelowiges moet punt nommer 1 vreesloos lewe. Punt nommer 2, hy wil hê hulle moet effektiewe getuies raak. Hy moet nie net sommer 'n witness wees. Hy moet 'n effektiewe getuienis raak. En hy moet so 'n getuie raak, wat 'n impak kan maak op mense, wat nie God se krag deur die Heilige Gees ken of al beleef het. Het julle dit? Dis waaroor doping in die Heilige Gees gaan. En hierdie spesiale gebeurtenis het hy vir almal in gedagte. Hy wil hê ons almal moet besef, dis beskikbaar. En die mooiste wat ek nog gehoor het, is wat Apostel Maldonado gesê het. Hy sê, en hy kom in die bediening, en hy bid tot God, dat God sy krag van sy Gees in ieder en elkeen sal aktiveer. Want dit gaan oor die storie van die woord dunamus. Jy sien, ek is eintlik 'n dokter, maar ek is ook. Die woord dunamus beteken massiewe afbreking. Maar dunamus beteken massiewe restaurasie en opbouing. En dis 'n groot verskil.
Maar as jy nie die dynamietkers, die dynamite aan die brand steek nie, beteken hy niks. Net so doen na moes ook. As jy nie vir God vra om daardie krag in jou te aktiveer nie, bly dit onaktief. So kom ons staan en ek doen 'n gebed vir ieder en elkeen. Dankie Here Jesus Christus, dat U nou aktief gaan werk. U wat op die troon sit en wat hierdie belofte gebring het, dat U Vader die Gees en die krag van die Gees in die naam Here Jesus Christus gaan stuur, om ons te vervul met daai Gees, om ons te deurdrink, te baptizo, ieder en elkeen met daai Gees. Dankie Vader, dat U dit nou doen. Selfs die wat oor televisie of oor YouTube en al die platforms hierna luister. Doop ieder en elkeen en vervul ons met U Gees. Maar dankie Here Jesus Christus, dat ek ook kan kom bid en vra, Here, kom steek hierdie krag aan die brand. Kom aktiveer dit met U vuur nou in Jesus Christus naam. En as jy wil en jy so desperaat sê, dankie Here vir hierdie gebeurtenis. Dankie Here vir hierdie gebeurtenis. Dankie vir dooping in die Heilige Gees. Dankie vir die aktivering van hierdie Gees met U vuur in Jesus Christus naam. Amen. Prys die Here. Kom ons gee vir die Here aan 'n klap.